Ek is so dankbaar dat Vader ons leer en onderrig uit sy woord uit. En ek is geonderrig uit sy woord uit hierdie afgelope week wat verby is. En ek kom tot 'n besef dat ons is nooit te oud om te leer nie en ons kan nooit in 'n posisie kom waar ons nie iets kan leer nie. En selfs ek wat herder is van 'n gemeente en ek bedien oor die sosiale media platforms en ek bereik baie mense en selfs ek leer ook nog steeds. Selfs ek leer uit situasies en omstandighede en ek is so dankbaar dat Vader my leer en dat Vader jou leer en dat hy jou vat op 'n journey en vat op 'n pad sodat jy nou natuurlik onderrig kan ontvang deur die situasies en omstandighede wat jy ervaar. Nou kom ek praat gou met jou en ek wil jou vat na die woord toe, want die woord is altyd ons barometer. Die woord is altyd die decider, as ek dit so kan sê. Want die woord kom gee vir ons altyd al die antwoorde en dit gee vir ons ook die oplossings wat ek en jy nodig het in terme van die situasies wat ons ervaar en beleef. Nou die afgelope week wat verby is, doen ek beplannings en ek werk goed uit en ek doen dinge soos wat ek dit graag wil doen en ek doen my beplannings en alles en weet jy wat gebeur? Weet jy wat gebeur? Niks werk uit volgens wat ek beplan het nie. Niks nie. En weet jy wat gebeur? Weet jy wat gebeur? Ek raak frustreerd. Ek raak geïrriteerd. Ons is almal mens. Ons is almal mens. En ek waarborg jou, as jy dit doen, en jy het dit ook al seker gedoen, jy het ook al beplannings gedoen, jy het ook seker al alles mooi uitgewerk, en weet jy wat gebeur? Niks werk uit volgens wat jy beplan het. Nou doen ek dit. Yes. En ek beplan alles so mooi, en ek werk alles mooi uit, en niks werk uit, soos wat ek dit graag wil hê nie. Nou dink ek maar, wat moet ek hieruit leer? Wat wil Vader vir my wys? Want uit my frustrasie en uit my irritasie en uit die situasie wat ek en jy daagliks ervaar en ondervind en beleef, kan ek en jy iets daaruit leer. Want Vader is altyd met ons. En een ding moet ek en jy weet, dat in elke situasie is hy met ons. Daarom sê sy woord tog, ken hom in al my weë, ken hom in al jou weë en hy maak jou paaie gelyk. Ken hom in al jou weë. Maar wat gebeur nou wanneer jy beplannings doen en jy doen al hierdie goed en jy maak seker dis haarfyn beplan en niks werk uit nie. Niks werk uit soos wat ek dit graag wou gehad het nie. Maar Vader is nou natuurlik groter en wyser en alomteenwoordig en hy is hoog en verhewe bo alles. So Vader weet beter as wat ek weet. Is dit nie so nie? Absoluut. Vader weet beter as wat jy weet. So ek is so dankbaar vir Vader en ek is so dankbaar vir sy Heilige Gees wat ons altyd lei en beskerm en behoed en bewaar. Want as dinge uitgewerk het soos wat ek dit graag wou gehad het, het ek dalk verkeerde besluite gemaak, het ek dalk verkeerde dinge gedoen, maar ek is so dankbaar vir Vader se Gees, want dit het my net so bietjie teruggehou, sodat ek kan dink, sodat ek die regte besluite kan maak, sodat ek mooi objektief na die situasie kan kyk, en ander dinge kan doen. Nou kyk gou hier, ek wil jou gou vat na die woord toe. Want ons as mens tree baie keer vinnig op. En ek is dankbaar dat daar partykeer dinge kom in ons lewe wat ons so bietjie frustreer en so bietjie irriteer. En dit moet gebeur sodat daar sekere dinge aan ons geopenbaar kan word. En ek kom by die woord uit en luister gou wat sê die woord in die boek van Hebreërs, hoofstuk 10, vers 36. Hy sê, want julle het lydsaamheid nodig. Ek lees dit en ek besef, maar weet jy wat, ek het lydsaamheid nodig. Wat is lydsaamheid? Lydsaamheid is eintlik geduld. Ek en jy het geduld nodig. Ons het geduld nodig in alle aspekte, want wat gebeur nou as jou planne nie werk nie? Wat gebeur nou as dit wat jy doen en die beplannings wat jy insit en al die tyd wat jy spandeer, wat gebeur as dit nie werk nie? Hoe gaan jou optrede wees? Hoe gaan jou gesindheid wees?
Hoe gaan jy funksioneer? En ek moes 'n les geleer het en ek moes uit die woord uit moet ek iets ontvang, uit my situasie uit moet ek iets leer, dit wat Vader aan my kom openbaar. En ek kom agter, maar Rian, jy het leidsaamheid nodig. En Vader praat met my, en Vader praat vandag ook met jou om te sê, my kind, jy het leidsaamheid nodig. Hoekom? Nou gaan die vers verder, hy sê, nadat julle die wil van Elohim gedoen het, die belofte te verkry. Halleluja! Weet jy wat is my hartsbegeerte? Is om altyd die wil van Vader te doen. Dis my hartsbegeerte. En ek glo dis ook jou hartsbegeerte. Maar wat gebeur wanneer jou planne nie binne Vader se wil is nie? Dan gaan jou planne frustreer word, jou planne gaan nie uitwerk nie. Dit gaan nie uitwerk volgens jou bedoeling en jou wee nie. Want Vader se wil moet altyd geskied. So moenie frustreerd raak nie. Moenie geïrriteerd raak nie, want Vader het altyd 'n groter plan in alles. Halleluja, is dit nie so nie? Hy het 'n groter plan in alles en ek is so dankbaar dat baie keer in my lewe en ook in jou lewe kom daar sekere frustrasies wat goed aan ons kom openbaar om te sê, maar my kind, hierdie is nie die regte planne nie. My kind, hierdie is nie die regte weë nie. Hierdie is nie my wil nie, dis jou wil. En dis hoekom dit belangrik is om by die woord uit te kom, en ek gaan dit weer vir jou gee. Ken hom in al jou weë, en dan maak hy jou paaie gelyk. So met ander woorde, voordat ons besluite neem, en voordat ons enigiets doen, maak seker jy's binne die wil van Vader. Jy's binne die wil van Vader. En is nou nie dat ek sê dat ek is buite Vader se wil nie, want ek kom altyd in gebed na hom toe en ek vra altyd, Vader, as dit u wil is, laat hierdie dinge gebeur. As dit u wil is, Vader, bid ek dat die volgende sal plaasvind. En ons bid dit tog mos elke dag, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. So as Vader se wil in jou lewe uitgevoer word, en daar kom partykeer frustrasies, en daar kom partykeer irritasies, hoe reageer ek en jy? Wanneer die planne wat jy het, en die uitvoering daarvan nie werk soos wat jy dit graag wil hê. Hoe is jou reaksie dan? Jy sien, my reaksie moet strook aan die woord. En as ek en jy verkeerd reageer, dan moet ons weet, maar hoor hierso, hierdie is Vader wat iets aan my en jou kom openbaar, en ek is so dankbaar dat ek 'n les kon geleer het, en ek is so dankbaar dat jy ook 'n les kan leer. So ons is nooit te oud om te leer nie. Halleluja. Ons kan nooit in 'n posisie wees waar ons kom en sê, maar ek is volleerd en ek het nie nodig om geonderrig te word nie. Nee, inteendeel. Al raak die grys hare nog so bietjie meer, ek wil nog meer leer. Ek wil nog meer hierdie pad stap wat die lewende God vir my instoor het, sodat Vader my kan leer wat dit beteken om hom te dien in gees en in waarheid. Halleluja! Is dit nie amazing nie? Man, ek kan net Vader eer en ek kan hom net loof en prys vir dit wat hy kom doen in my lewe en dit wat hy doen in jou lewe. So, weet jy wat? Moenie bekommerd wees oor die frustrasies en die irritasies en moenie bekommerd wees as dinge nie uitwerk volgens jou plan nie, want die lewende God het 'n groter plan. Halleluja. Hy het 'n groter plan vir my en jou. So al wat ek en jy moet doen, is net wandel in sy weë. Halleluja. Ek wil hierdie met jou gedeel het op hierdie pragtige Vrydagoggend. Mag jy geseënd wees en mag jy wandel in die wil van Vader, sodat hy verheerlik sal word. Halleluja. Van my kant af, Rian Avery, altyd lekker om met jou te gesels. Geniet jou dag. Wees geseënd. Shalom.